Goeienaand broers en susters, ek groet julle in daardie wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons is so dankbaar dat ons hom kan loof en prys, veral in hierdie dag wat ons inwoon, om die waarheid te hê in ons harte en ons siele, en om net te weet dat ons reg is met God. Ons glo en vertrou dat waar ook al jy is en waar ook al jy hierdie boodskap gaan luister, dat jy reg is met God, en indien jy nie is nie, hooplik sal hierdie boodskap jou seën en jou hart met die Here net bietjie nader bring. Want ons weet maar, dit is chaos daar buite, ons weet dit is 'n donker tyd wat ons in lewe, en ons weet, jy weet die wêreld daar buite is, jy weet, is een dag is dit sonskyn, môre is dit net nag, en ons sien die bomme wat vlieg, en dit lyk dit of die oorloë nie wil ophou nie, maar ons is so dankbaar dat ons kan onsself vind in Christus, en ons weet dat daar vrede is, daar's liefde, daar's waar die Here elke traan kan afvee van jou, veral as jy hartseer voel en jy weet nie waar om te hardloop nie, weet net daar is 'n toring waartoe jy kan inhardloop en jy kan veilig wees in die genade en liefde van ons Here Jesus Christus. En so vanaand wil ons net 'n klein boodskapie bring om jou te seën. Dit kan dalk miskien 'n vraag wees wat op jou hart was en dat jy al ooit gewonder het, jy weet, gaan die kerk voor die verdrukking gaan of gaan dit na die verdrukking gaan? Ons weet dat die wegraping, dalk is dit 'n vreemde woord as jy dit dalk nooit gehoor het nie, of jy het dalk in Engels gehoor wat sê the rapture. Jy weet, daar is 'n wegraping wat gaan plaasvind. Een van hierdie dae gaan ons die Here sien, waar ons hom in die lig gaan ontmoet, die dooies gaan opgewek word, maar voor daardie tyd wil ons sien waar daar 'n groot verdrukking gaan wees op hierdie aarde, en dit gaan baie moeilik wees vir baie mense. Ons weet dit is al klaar baie moeilik, finansiëel, geestelik, fisies wat mense deurgaan, maar dit gaan net nog moeiliker raak en nog erger word. En ons wil sien, gaan die kerk wat die Here geroep het en wat skoon gewas het deur sy bloed, gaan hierdie kerk, gaan hy voor die verdrukking gaan of na die verdrukking gaan? En so ons wil net 'n boodskap wat die profeet, wat die Here gestuur het, William Marion Branham, in hierdie dag, 'n boodskap wat ons in glo, wat hy gepreek het in 1958. So ons wil hierdie boodskap net in sy eenvoud bring na jou toe, net om jou hart bietjie te versterk in God se woord, dat jy kan berusting vind in hom vanaand, en of deur die week wanneer jy hierdie boodskap dalk gaan luister of na hoor, dat dit jou net sal bietjie versterk in God se woord en vir jou bietjie geloof gee. Dis geloof wat ons nodig het in hierdie dag. Dit is wonderlik om te dink dat geloof kan God beweeg. En so meer geloof jy het, hoe meer kan God beweeg. En dit is eintlik erg in 'n ander mate dat jy weet dat jou geloof kan God verhinder om jou te seën. So 'n mens wil geloof in God se woord hê, want ons weet God is in sy woord, en hoe meer jy God se woord lees en hoe meer jy delg in God se woord, hoe meer krag kan jy kry, hoe meer kan jy God manifesteer in jou lewe. En dis wat ons wil sien, ons wil God in ons midde sien, ons wil God sien dat hy nie net 2000 jaar terug gesterf het nie, maar dat hy nog steeds in ons midde is, dat hy nog steeds kan genees, dat hy nog steeds saligheid kan gee, dat hy nog steeds jou verlosser kan wees in hierdie uur wat jy in is. Wanneer maak nie saak wat se droefheid op jou is, of jy in 'n swart gat is en jy kan nie die lig om jou sien nie, God is daar, hy kan die lig aansit, maar jy moet geloof hê in sy woord, en dan kan God beweeg. So vanaand wil ons twee skriflesings hê, en ons wil begin in Lukas hoofstuk 17 vers 26, waar ons wil sien wat die woord van die Here vir ons sê. Ons gaan lees van vers 26 tot 30. As jy nie jou Bybel het nie, kan jy ook op die skerm lees. Die woord van die Here sê vir ons, en soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het en die sonvloed gekom het en almal vernietig het. So ons kan sien, hulle het geëet, gedrink, jy weet, hulle is in huwelik gegee. Dis baie goeders wat vandag gebeur, waar ons eet en drink en waar dit net lekker gaan, en ons, jy weet, waar baie mense in huwelik gegee word, dis dieselfde goeders wat daai tyd gebeur het, maar ons sien dat daar 'n sonvloed gekom het en almal vernietig het. En dan sien ons in vers 28 sê, net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot,
het hulle geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgegaan het, het vuur en swavel van die hemel afgereën en almal vernietig. So ons kan sien, daar waar die Here, die wêreld vernietig het in die dae van Noag en in die dae van Lot, het hy verskillende stede vernietig, maar ons wil ook sien, gaan die kerk in daardie verdrukking gaan, of gaan hy nie, maar ons wil ook in Genesis 19 lees vers 22, net hier vinnig oopmaak. So Genesis 19 vers 22. En die woord van die Here sê, vlug gou daarheen, want ek kan niks doen voordat jy daar nie aankom nie. Vlug gou daarheen, want ek kan niks doen voordat jy nie daar aankom nie. En so wil ons vanaand net 'n klein boodskapie vir jou bring om jou hart te versterk. Maar voor ons begin, kom ons bid net gou saam. O dierbare hemelse Vader, Here Jesus, dit is so 'n wonderlike voorreg, Here Jesus, om u woord te verkondig, Here. Om die evangelie uit te preek of te spreek, Here Jesus, en dat ons weet dat harte kan versag word, dat harte kan vernuwe word om u woord te glo en te vertrou, Here. Waar u ons nog steeds gesond maak, u is nog steeds ons saligmaker, u is die heilige een, Here, u is die regverdige een, en ons is so dankbaar dat u ons verlosser is, Here. Liewe Vader, ons is lief u, ons prys u en ons dien u, Here. Ons vra, Here Jesus, waar ons maar net mense is, mense met foute en teleurstellings, ons vra, Here Jesus, dat u ons asseblief sal vergewe, Here. Almal wat hier teenwoordig is vanaand en almal wat hierdie boodskapie sal lees, bid ek 'n spesiale salwing en net 'n seëning oor elkeen se lewe, Here, dat u hulle sal seën en sal versterk in u woord, Here. Soos wat ons vanaand in u woord wil sien, Here Jesus, gaan hierdie kerk wat u vooruit beplan het voor die grondlegging van die aarde, Here, gaan hierdie kerk in daai verdrukking ingaan, of gaan ons dit mis, Here Jesus? Gaan ons u ontmoet in die lig, en dat ons weet, Here, dat ons saam met u sal wees, vir ewig en ewig. Dit is so 'n wonderlike tyd wat ons nie kan, ons is onder so verwagting om u te sien, Here, ons harte en ons blydskap loop oor, Here Jesus, om te weet dat een van die dae sien ons u van gesig tot gesig, Here Jesus, en ons kan nie wag nie. Ons bid en vra, Here Jesus, dat u ons net sal help, dat ons in hierdie uur wat ons in lewe, Here, waar dit net chaos is daar buite, ons weet dis 'n donker tyd, maar in sy donkerste is wanneer die lig die skerpste skyn, Here. Liewe Vader, wanneer u op die kruis gehang het, was dit 'n donker tyd vir die kerk, maar liewe Vader, toe u daar opgestaan het, was dit die grootste oorwinning wat die wêreld nog ooit gesien het, Here. En ons is so dankbaar dat u nog steeds dieselfde gister, vandag en altyd is, en dat u nog steeds die oorwinnaar is in hierdie tyd wat ons in lewe, Here. U is die oorwinnaar van die vyand, u is die oorwinnaar in ons lewens, Here, in elke trial en obstakel wat ons deurgaan, oorwin u deur u genade en liefde, deur die geloof wat ons in u woord het, Vader. Ons bid en vra, Here, dat u my sal gebruik vanaand, dat u Heilige Gees my die salwing sal gee en die regte woorde sal spreek, Here, om u kinders te seën. En as ek dalk iets verkeerd sê, Here, vra ek dat u my sal vergewe en dat u kinders net sal help, Here, want ons weet, dis 'n donker tyd, ons het alles nodig, ons het elke liewe woord in u woord nodig, Here, om ons krag te gee en oorwinning te gee en ons geloof te versterk vir die tyd wat vir ons voorlê. Gaan asseblief nou saam met ons, Here, ons vra dit alles in u wonderlike heilige naam. Amen. So broers en susters, ons kan sien dat die warme winde is besig om te waai en dis baie nader aan die oordeel van God, van almagtige God wat hy oor die aarde gaan bring. En soos ons kan sien, jy weet, waar dit ons plig is om te sien in wat se tyd ons lewe en wat se uur ons lewe, om te sien waar pas ons in. Lang gelede was daar 'n sekere aardbewing wat gebeur het in India, en die profeet vertel hierdie storie wat hy gesien het in die koerante, en dit het so impak op, jy weet, wat hy gesien het in sy lewe, wat hy gesien het, jy weet, daar was baie
in daardie tyd van India, weet wat, was daar baie mure en goeters en daar was baie voëls, maar hulle kon gesien het, voor daar 'n aardbewing plaasgevind het op 'n sekere tyd, het die voëls wegbeweeg en die beeste wat naby die mure en goeters was, jy weet, het wegbeweeg na die middel van die velde toe. En toe sien hulle dat die aardbewing daar gebeur het, en nadat dit gebeur het, het die voëls en goeters weer teruggegaan. Nou as die Here voëls en diere kan waarsku dat daar 'n ramp gaan plaasvind, en ons kan dit ewen in vandag se tyd sien, nou waar ons baie aardbewings en vulkanos en tornado's en goeters wat gebeur, en wat die voëls en die diere van, jy weet wat die Here geskaap het, beweeg weg, want hulle weet, en daar's iets binne hulle, wat die Here vir hulle sê, jy weet, beweeg weg, maar as hy dit vir voëls en diere en alles kan doen, kan hy dit nie vir my en vir jou doen nie. Kan hy nie vir ons nog steeds in vandag wys, wat sy uur ons woon, dat ons kan onsself gereed maak, vir wat vir ons voorlê, sodat ons onsself kan gereed maak, sodat ons nie in daardie donkerte moet onsself beland nie. Maar die profeet sê, hy sê, en ek het gedink, as God so besorgd was oor sy klein voeltjies en sy beeste en sy skape, om hulle weg te neem van die vernietiging voor dit getref het, hoeveel meer besorg oor sy kinders wat gebore is uit sy gees, gewas in sy bloed, hy is besorg oor hulle, en soos hy die klein voeltjies gewaarsku het om hulle woonplekke te gaan, glo ek waarlik dat hy vandag sy mense waarsku. Soos ons die groot tekens van sy koms op hande sien, glo ek dat God se mense waarsku om by mekaar te kom en 'n groot uitroep in hierdie laaste dag. So ons kan sien die profeet verduidelik hy, waar die Here moet vir ons waarsku. Hy moet ons help sodat ons kan sien in watter tyd ons lewe, want dis nader as wat ons weet. Ons weet ook soos die wetenskaplike het soos 'n doomsday klok wat hulle self bekendstel en sê hulle dis soveel sekondes voor die einde van die wêreld. So ewen as jy 'n gelowige is, 'n ongelowige of 'n skyngelowige is, dat daar baie tekens daar buite is om te wys dat die tyd so naby is. En so vanaand wil ons net 'n klein storie vat en 'n paar voorbeelde gebruik en waar die profeet vir ons wys om net vir ons te sien, eers maar kyk hoe naby is ons regtig. En as dit alles al gebeur het, hoe nader is ons nie aan sy koms? En dit moet ons iets binne in ons wakker skrik om onsself te besef, maar die Here kan vanaand kom. Hy kan môre kom, hy kan môre aankom en dit sal niks van die skrifte vir dit sal alles in God se woord inspeel soos wat dit moet wees. Dit sal niks teespeel as die Here vanaand moet kom of môreoggend nie. Nee, dit sal net sy woord vervul. Maar die groot probleem of die groot vraag wat jy jouself moet vra, is jy gereed sodat wanneer die Here jou roep, dat dat jy gereed sal wees. Want die Here stuur altyd 'n boodskap van verlossing. Hy stuur waar hy genadigvol en barmhartig is, sodat hy jou wil red, en hy weet, soos wat jy by 'n treinstasie sien of staan, en daar is iets wat afgaan, en jy sien dat daar die trein kom, of jy kan nog dalk nie die trein sien nie, maar jy sien hierdie alarm gaan af, of hierdie rooi lig gaan af, of 'n sekere indikasie op 'n skerm gaan af, om te weet dat die trein gaan kom. Dis net 'n paar sekondes, dan gaan die trein hierso stop. Maar daardie rooi lig, daardie indikasie het al klaar afgegaan, as jy mens kan sien met die gebeurtenisse wat in die wêreld rondgaan, om te weet dat die Here kan enige tyd kom. Maar ons wil gereed wees. En so wil ons vanaand kyk, dat ons kan sien in die dae van Noag, in die dae van Lot, en die goeters wat gebeur het daar, weet ons dat dit al klaar gebeur en erger amper is in ons tyd. Maar ons sal 'n paar voorbeelde vat en kan sien dat die Here 'n verlossing boodskap gestuur het en hy het sy woord vervul, maar dat die Here dit vir jou sal openbaar vanaand en dat hy homself sal manifesteer en dat jy kan sien dat hy nog steeds dieselfde gister, vandag en altyd is en dat hy op sy woord staan. En as hy op sy woord staan, kan ons op sy woord staan. Ons kan vertroue in sy woord hê en ons kan daardie geloof gebruik wat die Here vir ons gegee het, kan ons in sy woord vashou om te weet dat hy een van die dae aan ons sal verskyn. Nou by elke tydskruispunt het God altyd roep hy van genade wat hy vir ons gee. Dit is 'n roep van oordeel wat hy gaan roep, maar hy gee genade. So nou voordat God ooit enigiets doen, by elke tydskruispunt stuur hy altyd genade, 'n engel, 'n profeet, 'n boodskap. En soos elke keer nog word dit alles verwerp. Die kerk wil dit nie ontvang nie. Noag,
Hy het hier gepraat van Noag. Hy het 120 jaar gepreek. En hoewel sy boodskap genade was, het die mense nie geluister na sy leer nie. Dit was iets wat hulle moes red, en tog wou hulle nie luister nie. En as dit nie baie mooi prentjie is van vandag, en as dit nie 'n baie mooi prentjie is van die tye van vandag nie. Broers en susters, die koms van die Here is die mooiste prentjie wat jy kan skilder. Dit is so mooi om te weet dat die Here Jesus spoedig gaan kom om sy kerk te kom haal. Dit is so wonderlik dat die skepsel van God, dat ons, die skepsel van God is, dat die Here ons genade gevind het, sodat hy ons uit hierdie chaos kan uithaal, dat ons by hom kan wees. Dit om waar die oues jong sal wees, die siekes sal genees word. Daar sal geen hartseer of droefheid meer wees nie. Dis die mooiste ding om te weet, die mooiste prentjie wat jy kan skilder, is wanneer God sy kerk, sy bruid kom haal. Dat ons gaan deel wees van sy samekoms. Maar nou Jesus het teruggewys soos die skrif wat ons hier gelees het in Lukas, vers 17, het die Here vir ons gewys, sê kyk na die dae van Noag, kyk in die dae van Lot. Hy wys terug na hulle, om te sê, soos dit daardie dag was, so sal dit wees van die seun van die mens, wanneer hy homself gaan openbaar. Maar as ons bietjie verder teruggaan in die tyd van Kain en Abel, weet ons waar Kain en Abel doodgeslaan het, jy weet, en Set het sy plek geneem, en ons vind dat Satan wou daardie saad wat moes kom, probeer vernietig het. Die saad van die vrou sou die kop van die saad van die slang vermorsel. En Satan het alles probeer wat hy kan, om daardie koninklike saad te vernietig. En hy het gedink toe hy Abel vernietig het, dat dit verby is. Maar nee, die Here het Set opgerig. En ons kan sien, jy weet, waar daardie Kain se geslag, hoe hulle slim geraak het, en hulle was baie godsdienstig. Ek meen, Kain jy kan sê hy was by die kerk, hy het 'n altaar gebou, hy het sy vrugte en groente gebring, en hy het die Here aanbid. Dit was nie dat hy 'n ongelowige was nie, hy was in die kerk. En ons kan sien, jy weet, waar altyd 3 gelowiges is, of 3 klasse mense, tot in die wêreld vandag, in die kerk, in die wêreld, daar is altyd gelowiges, ongelowiges en skyngelowiges. Maak nie saak waar jy gaan nie, jy sal altyd daardie 3 klasse mense vind in jou gebou, of waar ook al jy is. So ons weet dat Kain net die geloof aangesit het, en uit sy nageslag, waar hy 'n groot kerk gaande mense gekom het, en hulle was baie godsdienstig. Nou hierdie was baie ongewoon, maar hulle het opgelet uit sy kant, was hulle geleerde ras wat uitgekom het. Die Bybel stel dit duidelik, hy het gesê hulle het gebou, en hulle het groot dinge gedoen. Wetenskap het uit sy nageslag van Kain gekom, en die groot wetenskaplike, die dokters en die groot manne, het uit sy nageslag. So as jy in Genesis 4 gaan lees, en jy kan sien dat hulle instrumente gemaak het, waar hulle klomp goeders gebou het, kan jy sien waar Genesis 'n saad, 'n hoofstuk is, kan jy sien waar dit al klaar daardie tyd begin het, waar hulle baie in wetenskap ingegaan het om goeders te invent. Hulle het goeders gemaak, en jy weet, hulle het verder gegaan, en dit is in vandag se tyd ook so, broers en susters, as 'n mens kan sien die tegnologie, hoe ver het dit net gevorder in die laaste 20, 30 jaar. Ek meen, waar jy vandag AI kry en goeders waar dit net erger raak, en ek meen, waar robots en sulke goeders, waar, ek dink as 'n mens dit moes 10 jaar of 15 jaar terug vir mense moes gesê het, jy weet, van wat praat jy? Maar dis hier op ons, jy weet, op ons deurstoep, waar hulle al hierdie goeders niet uitvind, en dit raak net erger en erger en erger. Maar dit is daardie wetenskaplike, daardie geslag wat die hele tyd wil verbeter. Maar ons kan sien die geslag van Set, wat was hulle? Hulle was arm, hulle was landbouers, maar hulle het die Here aangeroep. En ek dink dit is 'n wonderlike voorreg as 'n mens in daardie klas wil val, waar 'n mens die Here aanroep. En net voor die eindtyd gekom het, was daar 'n groot verwarring. In die groot kerk aan dit gelyk asof dit gewen het, net soos vandag. En 'n mens sal dink dat wetenskap, dat dit so gevorder het, of dit die oorhand het, ja, dit het gaan wen. Maar God se woord bly nog steeds dieselfde, broers en susters. Maak nie saak hoe lank dit vat, voordat daardie profesies moet vervul word nie. God se woord sal vervul word.
en God sal sy woord laat nakom, want dis hoe hy dit laat manifesteer, wanneer hy iets spreek, 'n profesie laat spreek, dit kan soveel keer om die aarde gaan, dit kan miskien, 'n sekere tyd vat, party profesie word vinnig vervul, party word langer, maar God se woord sal vervul word. En ons sal net bietjie later sal ons ook sien, waar die Here gespreek het in verskillende skrifte, waar die wêreld gaan vernietig word deur vuur. Ons kon gesien het in Noag se tyd was dit deur water vernietig, maar hierdie keer deur vuur. En ons kan ook 'n groot ding sien, ook wat soos die skrif wat ons gelees het, kan ons sien, dis 'n tyd waar, daai tyd was dit 'n tyd waar hulle baie gebou het, en vandag is dit 'n tyd wat hulle baie bou. Jy kan enige plek rond ry tussen die kommersieel of residential, dit is of hulle net meer en meer huise en goeders bou, meer groot kommersiële fabrieke, die een fabriek wil groter wees as sy buurman, en hy bou 'n groot warehouse. Jare terug was daar nie sulke groot warehouses nie, maar dit is deel, as 'n mens dit sien, en 'n mens dit dalk nie besef nie, dit is vervulling van God se woord, want hulle daai tyd het gebou, en nou moet hulle bou, soos nog nooit tevore nie. So ons kan sien, met al die groot winkels, en die verskillende komplekse en groot fabrieke, dit is 'n vervulling van God se woord. Die profeet praat van, waar die tegnologie ook so verbeter het, waar hulle Sputniks en goeders in die lug, in die ruimtetuig ingevaar het, of opgeskiet het. Ek meen, die tegnologie het so verbeter, waar, 'n bekende man met die naam van Elon Musk, wat ruimtetuig opskiet, en dan kan hy hom nog dieselfde een kom land. Hulle was nou net onlangs wat NASA, maan toe gegaan het, en hulle daai mense weer teruggebring, maar ons sien nie dat die tegnologie so verbeter het, en so versterk het, en in die verskillende missiles, of missiele wat die verskillende lande het, wat hulle kan mekaar vernietig. Ons sien soos Amerika, Rusland, Noord-Korea, ek het vandag 'n berig gesien, waar hulle gesê het, ek dink van Noord-Korea is dit daai Jim Kunse wat die leier is, of as hulle hom moet doodskiet, word daar outomaties atoombomme geskiet. So niemand kan aan hom raak nie. As iemand hom gaan skiet, of iets aan hom doen, word daar outomatiese atoombomme losgemaak, of losgeskiet. En broers en susters, as die wêreld op so 'n punt is, dat dit kan in enige oomblik vernietig word, waar stel dit vir my en jou, om te besef, waar moet ons wees? Wat 'n geloof moet ons in God se woord hê? Is ons reg om ons maker te ontmoet? Is ons reg om deur daardie doodsdeur te loop, as ons dalk moet voor die wegraping moet gaan? Is ons gereed om met die Here in sy gesig te staar, en te sê dat my lewe reg was, en dat ek sy woord aanvaar het, dat ek gevul is met sy Heilige Gees, dat ek vir hom gelewe het? Of het ek net gelewe vir rykdom, vir kommersiële fabrieke, soos wat ons gepraat het, van klomp geboue, wat ek wil so ryk wees. Ons weet wat het met die ryk man gebeur, waar hy sy groot skure en goeders gebou het. Hy het nie gedink dat hy daardie nag sou doodgaan nie. So ons moet pas op, waar lê ons vertroue in? Lê ons vertroue in mense, in ons werke en goeders, of lê ons vertroue in die Here Jesus Christus? Maar ons sien dat hierdie bomme missiele wat die verskillende lande maak, en ons kan dit ewen nou op die nuus en goeders sien, veral met Amerika en met Iran, wat hulle nou mekaar so skiet, dat jy hoef nie eers meer soldate in 'n land in te stuur nie. Jy kan net van waar ook al van jou land, of van op 'n boot, of waar ook al jy is, kan jy op 'n rekenaar goeders intik, en dan skiet jy missiele af. En broers en susters, daar gaan 'n tyd kom, waar waar God se woord moet vervul word, wat hy geprofeseer het deur sy profeet, wat hierdie wêreld gaan vernietig word. En dit is net die Here se genade wat dit nog terughou, want ons sal sien, en soos wat ons gelees het in Genesis, ek kan niks doen voordat hy nie daar kom nie. En so ons moet in Christus wees. So die profeet gaan aan, hy sê, God verwag van sy kinders om hom te vertrou vir alles wat hy het. Maar ons wil die hand van die mens vertrou. Ek sal liewer my hoop gefestig hê in Christus, my plegtige stand inneem om sy genade en barmhartigheid
As enige geleerde groep mense wat 'n organisasie vorm sê, hierdie is die weg, Christus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lig. En geen mens kan kom na die Vader, behalwe as hy deur my kom nie. So broers en susters, jy moet self besluit vanaand, en wat se toestand jou lewe is, op wie gaan jy jouself jou hoop plaas, of waar gaan jy jouself vestig? Gaan jy jouself vestig in God se woord, wanneer dinge moeilik raak? Ons kan sien waar, dat, jy weet, waar die petrolpryse en alles wat so opgaan, dit is 'n verskriklike druk wat oor die wêreld gaan. Dis nie net Suid-Afrika wat moeilik kry, waar petrol so duur of diesel so duur is, dat jy sukkel om dalk werk toe te gaan. Jy sukkel om dalk om kos en goeders te koop by die winkel, want jy sien hoe gaan die pryse op elke week. Dit is 'n wêreldse probleem wat besig is om te gebeur. So daar's al klaar 'n verskriklike druk op almal. Jy kan nie sê dis geen impak op jou nie. Dit het 'n impak op jou huislike, jy weet, op jou huishoudelike gesin, dit is dalk op jou besigheid. Jy weet, dit hang af of jy dalk 'n logistieke besigheid het of 'n tipe besigheid waar transport en sulke goeders 'n impak het. Dit het op almal 'n impak. Maar waar wil jy jouself jou geloof vestig? Want daardie besigheid of daardie goeders wat jy in hoop of in 'n man se organisasies, dit kan vernietig word in 'n oomblik, maar God se woord kan nooit vernietig word nie. Want ewen as die hemel vernietig word, want dit is beter om jou geloof op God se woord te staan as ewen in die hemel, want hemel en aarde kan vergaan, maar sy woord kan nooit vergaan nie. Want God is sy woord, en om in hom te wees, dan weet 'n mens dat jy is in die regte weg, dat jy die waarheid het, en dat jy ook deel is van die lig. Maar ons nou kan sien ook, as ons nou teruggaan na Noag se tyd, kan ons sien waar ons gepraat het van waar hulle gebou het en goeders, en ons kan sien dat ook die tegnologie wat hulle gehad het, en waar hulle die piramides gebou het, as jy die prentjie kan sien op jou skerm, jy weet waar hulle die tegnologie was so gevorder, dat hulle hierdie, jy weet, die piramides en goeders daai tyd gebou het, en net verskillende inligting oor die piramides, jy weet waar daai blokke was tussen 2 ton tot 80 ton, en dat jy, ek weet nie hoe hulle, of hulle weet self nog nie hoe hulle alles reg gekry het nie, want hoe skuif jy 'n 80 ton klip, en jy maak daardie piramide so perfek, dat jy nie 'n skeermes lemmetjie kan tussen die klippes maak nie. Dat jy hom so perfek bou, dat wanneer die son opskyn, is daar glad nie geen skade weer om die hele piramide deur die hele dag nie. Hulle sê ook, jy weet, jare of met die piramides in daai tyd, was daar soos 'n kalksteen oor die piramide, dat dit soos 'n ligbaken was, wat jy vir kilometers en kilometers kon gesien het. Maar ons sien, soos, weet wat Jesus gesê het, soos dit was in daardie dag, so sal dit wees in die koms van die Seun van God. So ons moes gesien het, dit is vir ons bevestiging, dat die tegnologie wat hulle gehad het, en hoe hulle gevorder was het, dat ons ook, wanneer ons ook bou, want ek meen as jy in 'n stad soos New York, of in baie van hierdie groot stede waar hierdie skyscrapers is, hierdie massiewe geboue wat hulle het, dit is amazing om sulke goeders te sien, maar ook dat ons sekere tegnologie het, waar ons ook massiewe geboue en goeders het, maar ons kan net nie piramides bou nie, maar ons kan ook groot geboue bou. En ons sien, jy weet waar Jesus ook gesê het, soos dit was in die dae van Lot, sou dit wees. In die dae van Lot het hulle geëet, gedrink, getrou en uitgegee, en huwelik beplan, gebou, verkoop en gekoop. So ons kan sien dat dit 'n baie kommersiële tyd was, waar hulle gekoop het en gedrink het, en hulle het ook gebou daai tyd, en 'n huwelik gegee, en dit is selfde vandag. Ons kan sien, in watter tyd, as 'n mens kan sien deur die jare, in die laaste 2000 jaar, waar is dit in vandag, dat dit so kommersiële, waar jy kan gaan, jy kan 'n kar koop, jy kan op Takealot gaan, op Amazon, en jy bestel iets, en 'n paar ure is dit op jou deurstoep. Waar was dit al ooit so tevore, in wat se era? Nee, dis in hierdie tyd, want dis 'n bevestiging van God se woord, soos wat dit in daardie tyd was, so moet dit ook nou wees, dat ons weet, soos dit in die dae van Noag was, so moet dit ook wees in die dae van Lot, en is bevestiging van God se woord,
dat dit moet vervul word. En ons kan sien, jy weet, alhoewel elke keer God, hy sy engele verskyn, om profete opgestaan en het 'n boodskap van genade en barmhartigheid en verlossing gestuur, God se boodskap was altyd verlossing, net voor die eindtyd. Gaan deur die skrifte, hoe Noag verlossing gepreek het, en hulle het vir hom gelag. 120 jaar is 'n lang tyd, om dieselfde boodskap oor en oor te preek vir die mense, en hulle sien hierdie boot, hierdie ark, wat hy besig is om te bou, en hy sê dit gaan reën, en hulle moet hier in hierdie ark gaan. Is dit eintlik hartseer, dat net hy en sy eie familie daaraan gegaan het. Maar God was genadig, en God het dit so lank uitgestrek, en jy weet, dag vir dag was God se genade vir hulle, sodat wanneer hy die woord gepreek het, dat hulle 'n kans gehad het om dit te aanvaar. Maar nee, hulle wou nie, hulle het hom gelag vir hom en bespot en sê, maar waar is die reën? Dit het nog nooit gereën nie, waar gaan die Here reën stuur? Dit het dalk so belaglik gelyk, en ons kan sien, ewen in vandag se tyd, as 'n mens sê dat die Here 'n wegraping gaan laat plaasvind, hy gaan hierdie liggaam wat jy in gebore is, gaan hy verander in 'n goddelike liggaam. Dit klink bonatuurlik, dit klink of dit 'n sprokiesverhaal is, maar dis die waarheid, want sy woord verklaar dit, en as ons geloof in sy woord het, dan weet ons dat hy dit gaan doen. Maar soos ons sien wat in daardie tyd gebeur het, so is dit vandag, en wanneer hy uitgaan met 'n boodskap dat Christus opgestaan het uit die dood, soos hy beloof het, en hy het homself uitgewys, hy het homself geopenbaar, vir die laaste 2000 jaar het hy homself gebewys aan die mense, dat hy opgestaan het, dat hy lewe, dat hy in ons midde is. Maar wat doen die mense, wanneer hulle die boodskap van verlossing hoor, lag hulle bespot, of hulle spot daaroor, en sê, maar, is dit die waarheid, is daar 'n God? En 'n mens kry verskillende godsdienste, en 'n mens kan verskillende idees en opinies wat mense het, maar God het homself bewys, dat hy steeds dieselfde gister, vandag en altyd is. En ons kan sien, wanneer Lot daardie twee boodskappers ontvang het, het hy uitgegaan, om, jy weet, probeer sy volksgenote te probeer kry, om hierdie engelse boodskap te luister, en te sê dat die Here gaan hierdie plek vernietig. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het hom bespot, en gesê, hy maak 'n grap. Waar gaan die Here hierdie stad wat ons opgebou het, waar ons koop en drink en alles te lekker is, waar gaan God dit vernietig? En net so vandag, waar alles goed lyk, alles lyk of dit perfek is, waar ons koop en drink en in huwelik uitgegee word, waar gaan God dit vernietig? Ons is nog die laaste hoeveel jare hierso. God het nog niks vernietig nie. Maar die skrif sê, in die dae van Noag en in die dae van Lot, soos wat ons in Lukas gelees het, God het daardie tyd, het hy gekom en hy het vernietig. En so gaan hy vandag ook kom, en hy gaan hierdie wêreld vernietig. So wanneer jy vir die boodskap van God se verlossing bring, sê hulle, jy spot met godsdienst, jy probeer iets naboots, selfde tipe groep, watter uur lewe ons in? Wel, hulle dink hulle is die enigstes wat gered gaan word, hulle dink hulle is die enigstes wat die evangelie preek. Maar Jesus het gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. So wanneer jy die tekens volg en die ware woord kom, moet jy daardie woord hoor wat gebring word. Want God is in sy woord, en daardie woord word gemanifesteer, en die tekens sal volg vir daardie boodskappers wat God stuur. En wanneer ek dink aan Sodom en Gomora, jy weet, so besoedeld geraak het, dat jy weet dat daar was so bewaard oralste. En so broers en susters kan jy in vandag se tyd sien dat dit in 'n Sodom en Gomora kondisie is. Dis erger eintlik as 'n mens ewen dink. En 'n mens, of as jy iets teen dit sê, jy weet, dan wil hulle jou amper toesluit en die sleutel weggooi. Maar dit maak nog steeds nie dat dit verkeerd is wat hulle gedoen het en wat hulle vandag doen verkeerd is, dat jy jouself moet bekeer en na God se woord toe kom. Maar net voor die finale groot verwoesting het God sy profeet soontoe gestuur. En ek dink ook aan, hy het 'n engel soontoe gestuur, en ek wil hê julle moet oplet na die engelse boodskap. So die profeet sê nou, Abraham wat sy weg gekies het saam met die Here se paar veragtes, hy het uitgegaan in die woestyn waar daar die grond arm was. En Lot het afgegaan en hy het 'n burgemeester van die stad geword.
en hy was 'n belangrike man tussen die sonde. So jy moet ook self besluit, waar wil jy wees? Wil jy in die wêreld wees, in die Sodom Gomorra, of wil jy uit die wêreld wees waar Abraham, want hy was buite die stad. Hy was in die woestyn, waar dit dalk arme grond was, maar God het hom daar ontmoet. As jy daar in daardie, in daardie Sodom en Gomorra is, dat daardie sonde het Lot elke dag gepla. Maar nou is jy deel van daai sonde en jy gebruik dit of jy doen dit elke dag en dan maak dit jou geloof swakker en swakker. Waar jou geloof moet versterk word in God se woord, wanneer jy daar buite is en dat jy weet wanneer God 'n belofte gee, dat jy daardie belofte kan vat en dit manifesteer in jou lewe, maar as jy in Sodom en Gomorra is en met al die ongeloof en alles wat om jou aangaan, hoe gaan jy God se woord manifesteer in jou lewe? Wanneer hy sê dat hy jou klaar gesond gemaak het, hoe gaan jy daardie belofte vat en dit manifesteer in jou eie lewe? Jy gaan sukkel. En as dit nie 'n prentjie van vandag is nie, in ons volk, ongesensureerde programme, alle soorte van lawwigheid, boosheid, onseelikhede. Ons kan vandag sien, broers en susters, maak nie saak waar jy kyk nie, sonde is oralste. Ons kan sien op ons fone met sosiale media, met televisie, met radioprogramme, met die verskillende liedjies wat 'n mens vandag kry, met rock and roll en met die rap en al daai verskriklike liedjies wat 'n mens kan na luister, dat dit jou siel sal besoedel. Dis sonde wat jou sal vernietig. En so wil die Here hê dat jy moet uit dit uitkom. Want as jy nie deel is van die wêreld nie, kan hy jou red. Hy kan jou gebruik. Jy kan deel wees van sy koninkryk. Maar as jy die wêreld lief hê en die dinge van die wêreld, is God se liefde nie eers in jou nie. So jy moet besluit, waar wil jy wees? Wil jy in God wees of wil jy in die wêreld wees? En so kan ons sien ook dat, jy weet waar Abraham en Sarah daar gesit het en hulle het gesien hierdie 3 boodskappers wat na hulle toe stap en ons kan sien dat, jy weet, Sarah het gegaan en waar hulle onder die eikeboom gesit het en jy weet, en daar gaan sy en sy gaan in die tent in en Abraham ontmoet die boodskappers en die Here het vir hom op een of ander manier gewys, jy weet, dat dit die Here is en hy sê, jy weet, die Here en hy het daai openbaring ontvang en jy weet, hy het hulle genooi dat hy bietjie hulle voete kan was en dat hy brood gaan maak en 'n kalf gaan slag, jy weet dat hy vir hulle bietjie kan vleis gee of dat hy saam hulle kan eet. En wat belangrik is, broers en susters, en as jy tyd het om jy weet daardie skrifte gaan lees in Genesis, wat ons kan sien aan daardie teken, dit was die laaste teken wat plaasgevind het voordat Sodom en Gomorra vernietig was. En dit is vir ons as ook bevestiging dat God klaar daardie teken vir ons gestuur het in daardie dag, in hierdie dag, en dat ons weet dat die einde op die einde is, dat die tyd op sy einde is, en God gaan niks groter stuur nie. Daar is nie dat daar iets moet gebeur om jou die geloof te gee, dat jy nou gaan reg wees vir die wegrapping nie. God het dit klaar gedoen. Maar ons wil sien wat het nou hier gebeur, toe daardie engel na Abraham toe gekom het, wat se teken het hy gedoen, en wat het God in vandag gedoen, sodat ons kan weet, dat God sy woord bevestig het. Maar ons kan sien dat daardie engel na hom toe gekom het, en hy weet dat hy sy naam verander het van Abraham na Abraham toe, en dat hy gevra het, waar is Sarah? En Sarah het in die tent gesit, en hierdie engel het gesê, die belofte wat die Here vir hom 25 jaar terug gegee het, of 24 jaar terug, waar hy 75 was, daardie belofte gaan God nou laat gebeur. En ons weet dit is, jy weet dat waar hy die Here ontmoet het, en daardie vertaling is Elohim, dis die almagtige Jehovah wat hy ontmoet het. Dis Jesus Christus gereïnkarneer. Maar hier het hy nou hierdie engel ontmoet, en hierdie engel sê vir hom, daardie boodskap sê, jy weet, ek gaan vir jou daardie belofte gee. En hierdie engel sê, maar waar sê Sarah? Nee, hy sê sy in die tent, en toe hierdie engel dit sê, toe lag sy. Sê, wow, maar ek is 90 jaar oud, hoe kan ek nog, jy weet, gemeenskap met my man hê, hoe kan ek nog 'n baba voortbring, wanneer ek so oud is? Maar dit is so wonderlik, broers en susters, dat
met God is niks onmoontlik nie. As ons daardie geloof het om berge te kan versit, kan ons enige belofte wat die Here vir ons gegee het, kan ons vat, en ons kan dit aanvaar, en ons kan dit manifesteer in ons lewens, sodat ons net kan weet, dat God nog dieselfde is. Hy is daar om sy woord vir ons te manifesteer, hy is daar om ons te help. Dit help nie, ons wil al hierdie beloftes, jy weet, wanneer ons in die hemel is saam met hom, en ons, jy weet, waar ons het geniet, jy weet, om saam met ons geliefdes en ons broers en susters daar te wees, en dan praat oor sy beloftes, en wat hy vir ons gedoen, wat hy vir ons beloof het in sy woord, en hy het dit nooit vir ons gedoen nie. Nee, die Here het dit vir ons gegee nou, sodat ons dit nou kan manifesteer in ons lewe. Hy sê in sy woord, vra enigiets wat jy op jou hart het, vra dit, en ek sal dit vir jou gee. Die Here sal, hy weet wat het jy nodig, en hoe om jou karakter te bou, en wanneer om dit te gee. Dit gaan dalk nie miskien dadelik gebeur so nie, maar die Here het 'n proses waar hy met jou lewe, waar hy jou lei, en op die regte tyd sal hy dit vir jou gee. Want hy weet, want alles gebeur ten goeie vir sy kinders wat vir hom lief het. So die Here weet wat het jy nodig vir daardie uur. En wanneer jy deur 'n moeilike struikelblok gaan, of 'n moeilike traal wat jy weet nie hoe om hier uit te kom nie, weet net dat die Here is besig om met jou te werk en die karakter in jou te bou, sodat jy weet, wanneer jy na daardie obstakel kyk, daardie probleem, om te weet dat jou God wat jy aanbid, is groter as daardie probleem. Die Here het die hemel en die aarde gemaak. Hy het al die sterre gemaak, hy het die lewenswese, die diere en alles gemaak. Dis alles in sy hand, om vir hom sy glorie en sy, jy weet, om te wys hoe almagtig hy is. Hoe kan hy nie die klein probleempie wat jy deurgaan, oorwin nie? Maar dis weer eens soos wat ons gesê het vroeër, dis jou geloof, wat God kan verhinder, om nie jou te gee wat jy nodig het nie, want is jou ongeloof wat dit verhinder. Maar geseën sy heilige naam. Ek is so bly vanaand om te weet dat daardie selfde almagtige God, wat vir homself 'n liggaam kon maak om te woon, my vertroue in hom is, dat hy eendag hierdie een sal oprig, soos hy beloof het. Want ons weet, daardie 3 engele wat na hom toe gekom het, en daardie liggaam wat hy ingegaan het met Melchizedek, weet ons, jy weet, waar het daardie liggame gekom? Maar God is hy is die creator, hy kan net calcium en potash en goeders vat, en hy kan net op mekaar blaas, en hy kan 'n liggaam skep, en hy sê vir Gabriel, jy weet, daardie engel kom, en hierdie engel stap hier en stap in, ek wil net my diensknegt Abraham gaan besoek, en God skep vir hom net 'n liggaam, en hy loop daarin. Toe hy daar klaar is, kan hy weer uit daai liggaam uitgegaan het, tot hy die Here later, Jesus Christus later gemaak het. Maar God is almagtig. Dit is niks vir hom om 'n liggaam te maak nie, en dis hoe hy vir ons ook 'n nuwe liggaam gaan gee. En hy's in ons midde, en presies dieselfde ding wat hy gedoen het, prys sy wonderlike naam, wat hy ons waarsku, met ons praat, om ons vertel, om ons gereed te maak, het hy gesê, 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, tog sal julle my sien, want ek sal met julle wees, selfs in julle tot die einde van die wêreld. Dis 'n belofte wat die Here vir ons gesê het. Jy weet, die wêreld sal hom nie sien nie, maar ons sal hom sien, want hy is in ons midde. En broers en susters, as jy hom nie vanaand sien nie, gaan kyk net in sy woord, gaan terug na sy woord toe, want om te wys in wat sy uur ons lewe, om te sien dat hy is besig om sy woord te vervul, en die dinge van die wêreld is besig om vervul te word van sy woord, en dat ons weet dat ons onsself moet gereed maak. Maar ons kan sien, hierdie engel wat die vuur gebring het, die een wat die wonderwerk gedoen het, ons weet almal dat die wêreld vernietig gaan word, die volgende keer deur vuur. Die engel wat gestuur is na Sodom en Gomorra, kyk wat Jesus gesê het. Soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees in die koms van die seun van die mens. Wat het daardie engel gedoen? Hy het die gees van onderskeiding gehad. Hy het die gees van onderskeiding gehad. Soos dit toe was, so sal dit nou wees, wanneer die seun van die mens geopenbaar word uit die hemel. So ons wil sien, wat het die Here gedoen, toe hy self op die aarde was, wat se tekens het hy gedoen, wat hy homself gemanifesteer het aan die Jode, en die Samaritane, en as ons sien wat hy daar gedoen het, weet ons wat hy vandag gedoen het, of dit dieselfde teken was, en hoe daardie seun van die mens geopenbaar was.
En dan kan ons oplet met die boodskap van verlossing, dat ons weet dat die Here vir ons 'n boodskap van verlossing gestuur het, dat ons weet dat dit is die eindtyd, en dat ons onsself moet gereed maak, en dat ons nie moet weier om te luister wat hy gesê het, wat sy boodskapper vir ons gesê het nie, maar dat ons onsself kan gereed maak. En so broers en susters, ek weet nou nie of ek het nou nie daardie slide opgesit van die skrifte wat sê wat die oordeel kom deur vuur, maar ek gaan net vir jou dit vinnig lees. 2 Petrus hoofstuk 3 vers 7 sê vir ons, maar die hemel en die aarde wat nou is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar vir die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. 2 Petrus 3 vers 10 sê vir ons, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemel met 'n gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Want kyk, die dag kom, Maleagi 4 vers 1, want kyk, die dag kom, brandende soos 'n oond, dan sal al die vermeteltes en almal wat in goddeloosheid bedryf, stoppels wees, en die dag wat kom, sal aan die brand steek, spreek die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. En so kan ons sien, broers en susters, skrif met skrif, wys die Here vir ons, dat hierdie wêreld gaan vernietig word deur vuur. Hy het dit klaar gedoen met Noag. As jy nie geglo het aan Noag en dat Noag gekom het nie, daar is wetenskaplikes wat bevestig dat hulle die ark gevind het in Turkye, dat daar so op 'n sekere berg is, en hulle doen baie navorsing waar hulle bevestig dat dit die ark was. Sodat ewen daardie wetenskaplike goeders wat hulle uitvind, is 'n bevestiging wat God se woord lankal gesê het wat het gebeur. Maar ons is gelowiges, ons glo wat in God se woord is. Maar die profeet sê, en vandag is dit dieselfde ding in ons volk, onder ons mense. Ek het die voorreg gehad om ons Here Jesus in die dienste, tekens en wonders en groot dinge te sien doen. Die profeet van die Here het oor die wêreld gegaan. Hy het hierdie woord, hierdie evangelie verkondig. Hy het hierdie waarheid gepreek vir die mense. En die mense sal inderdaad by die platform staan en weet sonder 'n swimpie twyfel dat die groot, onsterflike, oneindige God teenwoordig is en dieselfde soort wonderwerk doen. So daardie selfde teken wat Abraham ondervind het toe die Here daar was, dieselfde teken toe die Here self hier was met die Jode en die Samaritane wat hy gewys het God, want in die Bybel het hy nooit na die heidene toe gegaan nie, tot in hierdie dag waar hy daardie teken vir ons gegee het en vir ons gewys het. Maar soos die profeet sê, God stuur 'n boodskap van verlossing, 'n boodskap dat jy kan jouself verlos van hierdie dinge van die wêreld en dat jy in Christus kan kom en dat jy jouself kan gered word in Christus en sy woord. Maar die mense, wat doen hulle? Hulle spot, hulle weier, hulle wil dit nie aanvaar nie. En so sê die profeet hier, en hulle sal daar staan en kaugom kou en van die platform afloop, onbesorgd. Hulle gee nie om nie. Dit lyk vir my asof 'n man enige soort geestelikheid omtrent hom gehad het, of die gees van God in hom. En wanneer hy sien die Here doen presies wat hy gesê het hy sou doen, dit sy hart so bly sou maak, dat hy nie langer sou kon stil bly nie. So as jy die woord van die Here kan sien bevestig in wat hy dieselfde gister vandag is, en hy doen dit met tekens en wonders, dit moet jou hart so bly maak, dat jy soos moet uitgaan en soos 'n veldbrand moet gaan om God se woord te verkondig, om te wys dat hy lewe. Broers en susters, dis hartseer om te sien dat hoeveel mense wegbeweeg het van die ware woord van God. Dat mense net, waar hulle die woord al ken in soos teologie maar hulle het nie die gees van die Here, hulle ken hom nie in sy persoon nie. Dus soos amper daardie ene minister wat in India het gekom het, en daar was 'n seun, 'n India seun. Hy was 'n Mohammedan se geloof wat hy gehad het, en hierdie minister het sekere goeders gedoen, en voor hy op die vliegtuig geklim het, en toe sê vir hierdie Indiaan seun, dat as hy terugkom, of hy moet die Here aanvaar, Jesus Christus. En soos wat hy met hom gesprek gehad het, toe sê hierdie seun vir hom, maar wat kan jou Jesus vir my meer doen as wat ons profeet Mohammed kan doen?
En soos hierdie minister nou met hom praat en sê, maar ons Here Jesus gee vir jou blydskap en vreugde en liefde. Hy sê, maar my selfde Koran wat ek lees, doen vir my dieselfde. Ons profeet het dit ook vir ons gesê, ons kan liefde en genade, ons kan dit ook produseer, ons kan ook liefde wys, ons kan ook genade wys, ons kan ook blydskap wys. En soos wat hy met hom gesprek en sê, maar Jesus kan vir jou ewige lewe gee. En sê, maar ons profeet het ons ook ewige lewe gesê in ons Koran. Ons gaan ook ewige lewe hê. En so het hierdie minister 'n stryd gehad met hierdie seun, dat hy naderhand net, jy weet, die stof geskop het, dat hy nie 'n antwoord gehad het op met hierdie seun nie. Maar wat hierdie seun vir hom gesê het, toe hierdie Indiaanse seun sê, maar wat jou Jesus beloof het, jy weet, dat hierdie werke sal volg vir die wat glo. En hierdie minister op daardie stadium, het hy nie Markus 16 heeltemal geglo nie, want daar's sekere denominasies wat sê dit is nie geïnspireerd nie. En ongelukkig was hy een. Toe sê maar hoe glo jy die Bybel as dit nie alles geïnspireerd is nie? Ons Koran is alles geïnspireerd. Jy weet, so daardie minister het met sy kop afgebuig en hy het verlore of teleurgestel op die vliegtuig geklim, dat hy nie hierdie persoon kon oorreed oor Christus nie. Want dit is meer net oor intellek en wat jy ken en goeders wat jy kan sê, maar dit is nie 'n lewe nie, want God is 'n lewe, dis 'n persoon in jou, 'n gees, want die werke wat ek doen, sal jy ook doen. Is iets wat jy moet produseer om te wys dat Christus lewe. Dit is nie net woorde wat ek spreek, daar's 'n lewe wat wys dat hierdie 'n Christen, 'n seun of 'n dogter van die lewende God is. En ons wil God wys vir hierdie dooie wêreld dat hy nog steeds lewe. Tekens is nie alles nie. Tekens sal volg. Die woord is die belangrike ding. Maar daardie woord moet God manifesteer om te wys dat hy lewe. Maar so sê die profeet, ek sou die volk aan die brand steek met die boodskap. So, dit was in daardie dae, het hy gesê, so sal dit wees. Daardie boodskap het uitgegaan en hulle het net eenvoudig daarvoor gelag en daarmee gespot. Soos iemand wat een of ander nietige storie vertel het. Maar dit was van genade, dit was van barmhartigheid en dit was van verlossing. O, goeieste. So die Here stuur hierdie boodskap wat vir ons genade en barmhartigheid gee en verlossing. Maar broers en susters, dis in jou om dit te aanvaar wat God vir ons gedoen het. Maar ons kan sien, jy weet, voor ons gaan eindig vanaand, ons kan sien dat hierdie engel gesê het, en as jy kan oplees, jy weet, vlug gou daarheen, want ek kan niks doen voordat jy nie daar aankom nie. Daardie engele kon nie Sodom en Gomorra vernietig het as Lot en sy familie eers uitgegaan het nie. Die Here kon nie die ark of die wêreld vernietig het voordat Noag in die ark ingegaan het nie. So ons kan sien dat daar was, jy weet waar, Noag het in die ark ingegaan en Lot het uit Sodom en Gomorra gegaan. En dit is 'n mooi tipe vir ons broers en susters, dat ons moet uit hierdie wêreld uit inkom, of uitgaan, en ons moet in Jesus Christus ingaan. Jy moet in die Here bly. Ons kan sien die profeet sê, hy sê, en voor die atoombomme hierdie volk kan tref, sal die kerk in 'n wegraping gaan. Dis wat ons glo, om die Here Jesus te ontmoet. As die Sputniks en die missiele gereed is, en die hamers teruggetrek is, staan die engele in gelid. Halleluja, die groot gange van die hemel is volgepak, die harpe is almal ingestem, die groot orkestes het alreeds geoefen, daar's 'n tydkomstyd binnekort vir die kerk van die lewende God, wat gewag het vir sy koms. Die wat wag vir sy koms, sal die Here verskyn aan. Alles is in orde. Ek is so bly. Ek word so moeg. Broers en susters, ek dink daar's soveel broers en susters in die wêreld, oor die wêreld, wat so moeg is, wat deur moeilike dinge gaan, op 'n daaglikse basis. En ons hart se begeerte is om uit te roep dat die Here ons moet kom haal. Maar die Here kan nog nie dit bring as daardie laaste siel nie inkom nie, want hy kan nie alles vernietig voordat sy bruid weg is nie. O, vir daardie groot uur, en om te dink dat ons deel gehad het in hierdie tydskruispunt. Onthou,
so sal dit wees by die koms van die Seun van die mens, wanneer die Seun van die mens geopenbaar word uit die hemel. En so kan ons sien, broers en susters, dat ons hierdie dinge van die wêreld kan sien. Ons kan sien wat in die dae van Noag gebeur het. Ons kan sien in die dae van Lot. Daardie voorbeelde, die Here het vir ons as voorbeelde gegee, dat ons kan sien dat dit vir ons merkwaardig kan wees, dat ons die dinge van daai tyd kan sien, dat dit vandag kan gebeur, dat ons weet ons kan ons lewens gereed maak. En veral met al daardie tekens wat gebeur, weet waar rampe en goeters gebeur, en jy weet, en die sonde wat die mense oorvloed, het hy ook 'n teken gegee, soos wat daai engele na Abraham toe gekom het, en vir hom daardie gees van jy weet, dat hy kon gesien het, hoekom het Sarah gelag? En ons kan sien toe die Here hierso met sy disippels was, en met die Jode, het hy vir Petrus gesê, toe hy na Petrus toe gekom het, toe sê hy maar, jy weet, jy is Simon, en jou vader is Jona. Hoe het die Here dit geweet? Dis 'n teken wat hy vir ons gewys het, wat hy gedoen het in Abraham se tyd, het hy gedoen toe hy saam met sy disippels was. Toe Filippus vir Nathanael gaan roep het, jy weet, en toe Nathanael gekom het, toe sê die Here vir hom, kyk, 'n Israeliet, waar daar geen bedrog is nie. En toe hy daardie teken doen, toe vra, jy weet, Nathanael vra hom, hoe ken jy my? Jy weet, waar het jy my gesien? Jy weet, daar was Grieke daardie tyd, jy weet, almal het dieselfde aangetrek, jy weet, hulle het verskillende kledingstukke en goeders wat hulle aangehaat het, en ek meen, dit was baie warm in daardie areas, maar hulle het almal min of meer dieselfde gelyk, met groot baarde en alles, maar die Here het hom geken. Hy sê, ek het jou gesien toe jy weet, onder die boom gesit het, om ons te wys hoe daardie teken van die Seun van die mens geopenbaar is. Want hy sê, maar Rabbi, wanneer het jy my geken, Rabbi? En hy sê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Dis die God wat ons aanbid, broers en susters. Ons kan sien, jy weet, die vrou wat die bloedvloeiing gehad het, en hoe sy so siek was, en sy net geweet, as sy net die Here se kleed kan aanraak, sal ek gesond word. En jy weet, en toe sy dit doen, haar geloof het haar gesond gemaak, want sy het geweet, as ek net daardie kleed kan aanraak, kan ek, jy weet, kan gesond raak. En die Here, toe hy het gevoel dat hy bietjie, jy weet, iemand het hom aangeraak, hy het bietjie krag verloor, en hy het tussen die skare gekyk, maar wie het my aangeraak, want hy het gesien dat iemand se geloof sterk was, en jy weet, en dat hy swak geword het, en jy weet, soos hy deurkyk, en toe kom hy agter dat dit hierdie vrou is, en sy het gesien het, wat sy gedoen het, maar hy het homself so geopenbaar, jy weet, aan die Joodse volk, op daardie wyse. Jy weet, dat jy die Here kan aanroep, waar ook al jy is, as jy geloof het om sy kleed aan te raak, kan jy kry wat jy nodig het in daardie uur. Ons kan sien, toe hy na die Samaritane toe gegaan, want dit was met die Jode, en toe hy na die Samaritane toe gaan, waar jy in Johannes die storie kan gaan lees, en veral as jy 'n bietjie tyd het om dit te gaan studeer, waar hy gegaan het, en hy het met daardie vrou gaan praat, jy weet, by die put, en ons weet dat, jy weet, daardie vrou was, jy weet, dit was 'n mooi Samaritaanse vrou, maar jy weet, dit was 'n bietjie ontugtige vrou, jy weet, sy het op 'n ander tyd gekom as die ander vrouens, want jy weet, sy het soveel mans en goeders gehad, maar ons weet ook dat die Bybel is 'n oosterryke boek, en omdat ons die westelike jy weet, kant is, en ons het die mindset van die westelike jy weet, geleerdheid, jy weet, dan verstaan ons partykeer nie altyd die prinsies en goeders wat die Here vir ons gewys het, en die voorbeelde kan mense dalk nie insien nie, want dit is in 'n oostelike manier, wat nog steeds ewen daai tyd gebeur. Dit is amper ook soos die profeet vertel 'n storie waar, jy weet, waar hy na India toe gegaan het, en jy weet, omdat die Indië is ook 'n oostelike nasie, en jy weet, hulle het ook dieselfde tipe tradisies en goeders wat hulle daarso doen, en die minister Methodiste kerk wat daar was, en 'n biskop het vir die profeet gesê, jy weet, ons weet meer van die Bybel as wat julle Yankees sal weet. Want omdat hulle, jy weet, vir die laaste 2000 jaar, hulle weet van daardie oostelike goeders wat gebeur, hulle kan dit sien en hulle kan dit beleef, en hierso 'n westelike nasie, jy weet, wat gaan hulle vir ons kan sê? Maar hy sê, jy weet, ons het die Bybel gehad vir 2000 jaar voor julle 'n volk was,
jy weet, want Sint Thomas was daar so en hy het die woord verkondig in India, maar hy het gesê, ons verstaan dat God jou besoek het om hierdie Bybel weer te laat lewe. En dis wat ons ook vanaand wil hê, broers en susters, ons wil hê dat jy hierdie woord moet laat lewe. Dis wonderlik om dit in die skrif te sien, om dit te lees, en dis 'n seëning wat oor jou sal kom, en dit so jou hart bly maak, maar dit is soveel meer nodig, dat ons die woord van God te laat lewe. Nie dat ons net te sê dat ons 'n kerkgroepie, ons is 'n handjievol mense wat God se woord glo en vertrou en ons staat maak en ons wag vir sy wegraping, maar ons wil sy woord laat lewe, dat hierdie dooie wêreld wat daar buite is, in hierdie chaos en hierdie donker tyd, dat hulle kan sien dat Jesus Christus lewe. Maar ons kan sien die Samaritaan vrou en hoe die Here haar, jy weet, met haar gepraat het en jy weet, en hy sê, gaan roep jou man, en sy sê nie, maar sy het nie 'n man nie, en hy sê, jy weet, die een wat jy nou het, is nie jou man nie, maar jy het al 5 mans gehad, en so het hy met haar gepraat, en hy kon sê, hy kon vir haar sê wie sy is, en jy weet, hoeveel mans en goeie sy gehad het, en sy kon sien dat hy jy weet, dat hy 'n profeet was, dat hy daardie teken gedoen het, en sy het dit geïdentifiseer, maar ons wag vir die Messias, en hy sê, maar ek is die Messias. En sy het dit geïdentifiseer, en haar getuienis wat sy ingehardloop het na die, jy weet, na die dorp, en sê, kom kyk na 'n man wat vir my, weet, al die dinge vertel het, en hulle het hom geglo volgens haar getuienis, maar hy het hulle self hom gemanifesteer, die Seun van die mens het homself geïdentifiseer, en hy het gesê, hy het haar gees jy weet, ontmoet om te sien wat het in haar lewe gebeur, en hy kon dit geopenbaar het, en hulle het daardie teken geglo. En so, broers en susters, het die Here vir ons ook 'n profeet gestuur in hierdie dag, en waar hy hierdie tekens oor en oor en oor en oor gedoen het, daar's geen twyfel in 'n mens se hart, in 'n mens se siel, dat 'n mens nie kan sien wat God gedoen het in hierdie dag, in hierdie uur vir ons, om te wys dat hy dieselfde gister, vandag en altyd is. Hy het dit vir die Jode gedoen, hy het dit vir die Samaritane gedoen, en hy het dit vir die heidene, die Gentiles, het hy dit gedoen. Sy woord is vervul. En so wag ons nou vir die koms van die Here. So gaan die kerk gaan voor die wegraping, of voor die verdrukking? Ja, die ware bruid van Christus sal gaan voor die wegraping. Want soos ons kan sien dat Noag was in daardie ark. Daar was soveel diere, voëls en alles wat beplan was of beperk was om in te gaan. Daar was soveel mense wat moes ingegaan het. Lot moes uit die dorp uitgegaan het voor God dit kon vernietig het. En so kan die Here kan nie hierdie wêreld vernietig met vuur terwyl sy bruid nog hier is nie. Die profeet sê, wil julle nie regtig opskud en hier uitgaan? Daar is 'n man in die teenwoordigheid vanaand, naamlik die Here Jesus. Hy het die kaartjie vir jou. Al wat jy moet doen is net vir hom jou hart te gee. Hy sal dit was in sy eie bloed en jou reinig van alle sonde en twyfel en na sy hemel toe neem wanneer hy kom. En dit mag voor die oggend kom. Die spoedniks, daar's net een ding wat die wetenskap sê. Julle hoor dit elke dag op die radio, wanneer hulle op die televisie is, wanneer hulle onderhoud voer met hierdie wetenskap. Hulle sê daar is net 'n ding daar is nie 'n ding om hierdie wêreld te keer om opgeblaas te word op enige tydstips nie. Dit neem net 'n goeie sluk vodka en hulle sal 'n hefboom trek en daar's dit. Skud op, die boodskap is dringend. Skud op, ontsnap. Hardloop vir jou lewe. Kom daar uit. Kom uit hierdie moderne Babylon. Kom weg van die mure. Kom, kan julle nie iets aan julle hart voel trek nie? As julle regtig geestelik is en God praat met julle, sekerlik, as hy gepraat het met daardie klein voeltjies, kan hy met julle praat. Soos die Here met daardie voeltjies wat hy in die ark en alles ingestuur het, in daardie aardbewing in India, as hy daardie voeltjies moes gepraat het en sê beweeg weg, ek gaan hierdie aardbewing stuur, kan hy nie met jou hart vanaand praat en sê kom uit hierdie wêreld uit en gaan in Christus in. Want hierdie moderne Babylon met al hierdie Sodom en Gomorra wat aangaan, gaan hy vernietig. Maar hy kan dit nog nie vernietig as jy nog in jou sonde is nie, want jy moet in Christus kom. Jy moet in daardie koninkryk kom, sodat jy gered kan word en deel wees van daardie liggaam van Jesus Christus. En wanneer die dooies gaan opstaan, dat jy kan deel wees van daardie wegraping wat kan gebeur. Laat ons
net saam bid. O dierbare Hemelse Vader, Here Jesus, dankie Here dat U tekens en wonders vir U kinders wys, om te wys in watse uur ons woon, Here, watse tydstip ons lewe, watse uur besig is om te gebeur om die wêreld en met die kerk en die geestelike met die natuurlike, Here. Liewe Vader, ons bid en vra dat hierdie eenvoudige boodskap wat U profeet gebring het, Here Jesus, om onsself gereed te maak, want Here Jesus, U het die teken van die Seun van die mens geopenbaar aan al die verskillende mense, die Jode, die Samaritane en die heidene, Here. U het daardie teken ewen in ons dag, Here, oor en oor bevestig en bewys dat dit die waarheid is, Here. U het U profeet gestuur, die woord is geopenbaar, Here. Dis 'n boodskap van verlossing. Ons is so dankbaar vir daardie genade en barmhartigheid wat U vir ons gee, Here Jesus. Ons het nie woorde om U genoeg te loof en te prys en dankie te sê wat U vir ons doen en beteken, Here. Liewe Vader, ons bid en vra vir almal wat voorbeplan is, Here Jesus, om hierdie woord te glo en te vertrou. Ons bid en vra, Here, dat U daardie harte sal aanraak, Here, soos wat U daardie voeltjies geïnspireer het en aangeraak het om te besef dat hulle moet wegkom van die oorlog en van die vyand en van die mure en van die aardbewing en van die rampe, dat ons ook sal wegkom, Here Jesus, van hierdie wêreld en dat ons in Christus sal gevind word, Here. Want dis waar ons wil wees, Here Jesus. Miskien is dit nie 'n rykdom en groot fabrieke en alles wat hulle in vandag se tyd bou nie, Here, maar dat ons kan wees, dat ons arm in hierdie wêreld moet maar wees, maar dat ons ryk sal wees in U woord en in U gees en dat ons U kan manifesteer in ons lewens, Vader. Ons wil U nie net ken in woorde op papier nie, maar ons wil U ken in gees en waarheid, Vader, sodat ons hierdie dooie wêreld kan wys dat Jesus Christus nog steeds lewe en geopenbaar is in ons midde en dat U ons een van die dae gaan huis toe vat, Here. Dankie vir U woord, Here. Seën ons deur hierdie week. Wees met al U ministers, wees met al die kinders reg oor die wêreld. Bewaar ons, hou ons veilig, Here, en wees met ons almal tot 'n volgende keer. Vir ons vra dit alles in U wonderlike heilige naam. Amen en amen. Dankie broers en susters, tot 'n volgende keer. Die Here seën julle en julle families. Julle moet 'n lekker week hê en ons glo en vertrou dat hierdie 'n wonderlike geseënde boodskap vir julle harte was. Here seën. Amen.